Natuur is lewe. Sonder natuur sal ons nie kan aangaan nie. Uit die natuur het kry 'n mens baie goeders wat 'n mens soms nie waardeer nie. Maar 'n mens so kyk en 'n mens sit stil, dan sal 'n mens agterkom dat een kan glad nie sonder die natuur nie. Ek is Darlene van der Westhuizen. My nooiensvan was Engelbrecht. Ek is gebore en getooi op Heuningvlei. Ek was een van die 8 kinders. My ouers het hier gewoon, hulle voorouers het hier gewoon en hulle voorouers het hier gewoon. So ek is 'n Heuningvleier in en uit. Getroude van der Westhuizen. Baie plekke gewerk, onderwys, veral in die natuur was ek ook baie. Want dit wat jy kan uit die natuur uit geleer het, en dit wat jy nou kan by die regte medies luister, dan kan jy die twee vergelyk met mekaar. Want as jy mooi dink, pille word tog van krye gemaak. So ek het hierdie twee goed by mekaar gevoeg. Ek het nooit my heritage wat my ouers van my geleer het vergeet, wat uit die natuur uitkom, om sekere siektes mee te help. Of ek kan dit oordra aan ander mense. Want kennis kan jy nie net vir jouself hou nie. Probeer dit oordra aan ander mense wat glad nie weet wat aangaan nie. En so op so 'n manier kan jy ander mense weer leer en hulle kan op hulle beurt weer ander leer. En julle leer van mekaar. So as 'n mens oud geword, ek is 64, stap na 70 toe, maar dit wat jy weet, dra jy oor aan ander. Moenie dit vir jouself probeer hou nie, want dan kan die ander wat graag wil leer, nie hulle mense leer nie. So wat ek hiermee wil sê, ons help mekaar. Wat andere of hooggeleerdes weet, dra hulle oor aan my. En ek aan my swakheid, wat ek weet, dra weer oor aan hulle. En dit is hoe mense lewe moet voer. En Engels is mos nou 'n klein best vriend. Maar hy het mos 'n baie sterk wortelstelsel. So as jy 'n klimmer, hiker, hy val, dan kan hy aan hy wortels trek om hom op te trek. Klein best friend. Doringbos. He make a sizzling when you were burned. And it's also for hikers mattresses in the field when they are hiking. En dan sit jy hom onder jou matras in die veld. En dan sit 'n lekker slaapplekkie. Dis die geelwortel. Hy maak mos hy persblom. Dit is hoe hy lyk. In ons local naam is hy die bloedblom. As jy hom hier afkat, dan is dit sulke rooi, orange bloed wat uitkom. Maar hy is eintlik 'n pers. Daar gebruik die mense dit om haar by die begrafplaas op te sit. Op die graf te sit. Nou, ek sal sê, dit is waar die Bushman sy dinges ook waar gekry om hy paintings te maak. Hulle haal hom uit. Kom gooi hom miskien in 'n druppel water. En hy water trek hom uit. En dan gooi hulle net bietjie poeiertjies by van hy klippoeiertjies om hom bietjie styf te maak, soos 'n paint. En dan doen hulle paintings. Ek sien al die paintings lyk so. Ja, dis mos die protea. Maar sy blomseisoen is in die winter. Maar hulle is besig om uit te kom. Yes, en jy kan hom eet as 'n koeldrank. Jy vat hom so na. Dan sê jy nou uit. Ja, energy. Hier lewe ons net natural. Die ene is eintlik die baard. Die baardprotea, want hy het hy daarom. Het lyk soos baard. Ja, dis 'n baardprotea. Dan kry jy daai ene wat sommer direk op die grond is. So jy kry verskillendes in die kleure verskil. So jy kry die pink ene van die en dan kry jy die wit ene. Maar jy kry ook 'n heeltemal 'n wit die sneeuprotea spierwit en die ander ene is pink. So hierdie wat hy so omgee, dis sy blaarmos wat die voeding gee sodat hy kan groei.
ons noem dit besem. Ons sê sommer besemgoed. Maar hy is familie van die Restasia, van die Riet-familie. Né? Family of the Riet. Die bol van Hypeland is gemaal. Die knol onder. En ons is nog by die olifantsvoet. Dit was gemaal gewees. En daarvan het ons brood gemaak. Heel in die heel eerste plek. As jy vir 'n mens vra, waar kom die brood vandaan? Sê hulle koring. Maar koring en roggoed het agterna gekom. En ek weet die mense kry dit so swaar in mense se koppe in om te verstaan. Wat om die natuur te waardeer. Daar moet 'n balans wees tussen die natuur en die mens. Die mens is daar gestel om na die natuur te kyk. Dit is die hoofdoel in hierdie lewe. Maar almal sien dit regtig raak. Ewa in die ou dae, ons sit mos nog ver van winkels aan. Ons is ver van hospitale af. En ons vorige geslagte mense het gesê, ek kan nou nie hier 'n voorbeeld wys nie. Maar dit is jou wille roosmaryn. Dit help om jou darmkanaal skoon te maak. Dit help om aanby oop lyf te gee. Dit is jou bossie als. Drink hom want dit is vir koors. Hy gaan jou koors afbring. Hy gaan jou maagpyn verlig. Dis jou koorsbos, jou santolin. En jou santolin kry jy twee, jy kry die manlike een, jy kry jou vroulike een. Dit word op jou maag gepak. Hy word met asyn ingesuur en daar word hy met 'n band om jou maag om die koors uit jou liggaam uit te kry. Daar's verskillende goed. Die een wat jou hoë bloed afbring, wynruit. Hy bring jou hoë bloed aan. Dan kom ek gou 'n bietjie na die veldplante toe. Hierdie Watsonia, in 'n stadium is hy iets wat jy kan uittrek en jy kan hom eet. Noeritjies, garras, bier gemaak van die garras, ons het hom geëet. Ja, kyk hier en jy kry die dassiepus, jy kry die klipsweet, dassiepus. Hulle het gesê die dassiepus is die maanstonde van die dassie. Ek weet nou nog nie wat waar is, maar dit is soos die ou mense vertel. Die klipsweet is soos muggies wat daar op een hoop, ek weet nie wat maak nie, maar dat help ook weer. Afskei wat hulle hier deur die somermaande wat hulle sy by die diere en by die mense. Dan loop sit hulle daar, dan skei hulle die bloed af. Dis ook die magiese periods in die dassies. Dat het ek nou gesien, die Bobojane het ook dit. Ja, jy kry die bojaanpus ook. Bojaanpus, dassiepus en die amper sê die klipsweet wat die muggiepie is. Muggiepus. Maar iewers 'n belangrike ding, kan jy sien, hier sit hoeke op seerplekkie. Ja, jy nog onthou wat Geert gemaak het? 8 dae neesbos. 8 dae neesbos. Dus die 8 dae neesbos is mos nou. Hulle sê het bevat baie antibiotika. En van hom het die mense mos nog destyds. En die weermag op voorraad dokters gewees het dat hulle die gebruik vir wonde. Snywonde, skietwonde op sulke. En dan het hulle hom altyd so, die blaartjies het hulle altyd gekneus. Miskien as het hulle nou nie iets om te kneus nie, dan kou hulle hom sommer. En hy maak 'n plaaster. Hulle sê binne 8 dae, so snywonde, genees hy binne 8 dae se tyd. Kan maar oop wees, hy bevat baie antibiotika en hy kom ook nie. Hy trek hy wond trek septies, want hy koors hulle uit. My naam is Geert en my van is Taron. Ek is daar by Iselbank gebore en toe daar vanaf was ek daar na Maatjiesrivier se kant toe, by die Cape Blyper Trust. En toe na ek nou so gewerk het en toe het ek nog maar my vrouwtjie hier gekom kry op Heuningvlei. En toe het ek nog maar vir my vrouwtjie getrou en toe het ek vir my maar sommer gevestig hier op Heuningvlei. En dis waar ek nou is. Dat is die vliebos. En soos die swart besietjies, hulle sê dit is wat laat die bos lyk. Daar sit 'n klomp vliee op hom. Sien nou, maar hy maak die swart besietjies. Toe ek kind gewees het ons die swart besietjies geëet. Ek so pad binne, maar die padjie spook maar net uit. Hulle sê al die natuurlike goed is gesond vir jou maag.
Want hy is natuurlijk, hy is organisch en hy kan nie vir jou, as die diere van die veld om eet, dan kan hy nie vir jou as mens skade aandoen nie. So jy kan hom ook eet. As die diere hom kan eet, dan kan jy hom ook eet. En hulle eet net gesonde goed. Goed wat hulle gesond hou. Hulle eet iets wat hulle gaat siek maak. As hulle nou miskien sê maar, hy eet nie die potjie bossie. Maar as jy hom nou gelaat stres is aan die kraal, sê maar jy wil bietjie werk tussen hulle, jy wil bietjie oortatoeëer chappe opsit. Dan bou hy mos nou sene weer op. En dan as jy hom by die kraal laat uitkom, dan kan jy sien, dan gaan vreet hy die bos. Dat die bos hom weer kan sy stresvlak afbring. En so lyk die roosmarijn. Die wille ene. Hy ruik lekker. En hy is die man wat help vir die ambei. Ambei. Baie mense wat so met ambei geplaas, as hulle miskien 'n braaitjie hou, dan vat hulle die dinges. Dan spys hulle vleis aan mee. En dan kry hulle hom in en so gaan die ambei weg. Het is ook so 'n plant. Maar hy is nou nie gesond nie. Jy kry 2 van die plante. Een is 'n bitter ene en een is 'n soet ene. Ons mense het soos die Hoodia. Hy kom soos die Hoodia uit. En baie mense eet hom, miskien as hulle in die veld is, as hulle miskien dors raak op so, as die water naby nie. Dan eet hulle vir hom en hy los die dors op. Dan is jy nie meer dors as jy vir hom geëet het. Hy is lekker sappig, as jy vir hom geëet het, bietjie bitterig. As jy vir hom geëet het, dan is jou dorslus weg. Ek het dit alles by my pa geleer. Want toe ek klaar gemaak het met skool toe, as ek nog te jonk om by die kommersiële boere te gaan werk, dan gaan ek maar elke dag so saam met my pa in die veld en as hy die bokke en die skape oppas, dan leer ek maar die goeders by hom. Ek het maar so by hom geleer. Hier is hy hoof van die termiete. Nou, hier bo is miskien mure, bo op sy kop is mure, en die middel is miskien hy houtkappers. En by die houtkappers dan is die rys onder. Jy moet miskien die kant 'n gat maak of iewers 'n gat maak om by die nes te kom van die rys. En hy lê altyd onder. En hy ander mure en hy houtkappers, hulle beskerm die rys. En nou sekere tyd in die jaar, veral soos by Desember maand, wanneer die donder weer begin, Oktober, November maand, wanneer die donder weer begin, dan sien nou mense maar so die houtkappers wat so vlieg. Nou dan is hy reis nou brein geraak en vlerke gekry. Nou die reis is hoe sal ek nou sê, is hy larwe, die larwe. En daar so hoe langer hy lê, dan raak hy brein en dan begin hy kry vlerke en dan raak hy houtkapper. So na hy vlerke gekry, dan val hy vlerke af. Dan kan hy nie meer vlieg nie. Dan raak hy houtkapper. Dan moet hy weer broei om hy larwe te kry, om die rys te kry. Ja, ek maak nie die hoofstukken nie. Ek gaan hier langsaan in. Hier so langsaan gaan ek in. Dan maak ek gat, ek soek ook onder in sy mag. Hulle sê sy mag is altyd onder. Dan kyk jy onder vir die mag. Dan haal jy die rys onder uit. En dan pak jy hom net weer toe met klippe. As jy klaar uitgehaal het, pak jy hom toe met klippe. En hy houtkappers maak hom weer toe. Hulle maak weer rys, hulle maak hom daar weer toe. Of anders so nie, dan kom die bye. En die bye kom gebruik, hy gaat vir bynes. Nou soos julle sien ons nou wat ons gepraat het van die klimaatsverandering. Nou al ander jare, by Desember maand, Januarie maand, Februarie maand, dan kry ons altyd bietjie donder weer reën. Dan as Maart maand begin, dan kom die maartlelies mos uit. En soos nou by die tyd is mos nou Maart maand. Dan moet ons nou al gesien het, nee, hier is 'n maartlelie, hier is 'n maartblom wat jy kan sien wat begin bot om te blom. En na einde Maart toe, dan moet die maartblomme mos nou al geblom het. Maar soos die klimaatsverandering, ons kry nie reën nie. En hy bolle kan nie kry nie vochtigheid om te kan bot nie. Dat hulle kan in Maart maand blommetjies maak. Dat is wat die klimaatsverandering doen. Die natuur weet nie meer hoe om vir hom aan te pas. Die natuur moet net sy vog kry soos hy hom
elke jaar gekry het, maar hy wissel nou, hy kry hom nie soos hy gekry het. En nou in die wintertyd wanneer die reën nou kom, en dan kom die reën in een tyd, dan kom hy sommer so 'n paar dae wat hy hard reën, so 3-4 dae, en dan veroorsaak hy die erosie, wat 'n man so sien, spoel die paaie weg en hy spoel, kyk daar by die lien, kan jy sien, hy is sommer al die jare het hy nooit dit gedoen nie. Want dit reën vandag 'n bietjie, môre is dit net so, dan reën dit weer oor môre 'n bietjie, soos ons hom ken. Hy het so een tyd sommer vir 5 dae aan mekaar harde reën gereën het. Nou moet die aardverwarming en die klimaatsverandering kom hy nou anderster. Want jy kry ook nie meer die blomme wat jy destyds gekry het. Hulle kan nie groei in hy omstandighede nie, soos die Bybel ons nou beskryf, winter sal somer word en somer sal winter word. En dit maak dat die plante ook nie, hulle weet nie meer hoe hulle moet vir hulle gedra nie. Soos die plant, hy is ook baie goed vir jou mag, as jy vir hom 'n tee drink. Jy miskien jou mag by winde of pyn. Ek noem hom sommer die hoendervoetplant. Voor ek hier gekom het, dat was ons nou eers bosbou, so gebied. Hoekom hy so sterk is? As hy nou so blommetjies maak, en hy moet ons nou saadjies voorberei, blommetjies maak en saadjies voorberei. Nou dan stoot hy 'n chemical op van die wortelstelsel af, dan stoot hy 'n chemical op, so laat die ander diere van die veld, laat hulle nie kan die blommetjies en die saadjies vreet nie. Dan, dis hoekom hy dan so sterk is. Want hy stoot 'n chemical op, dan as die stammetjies so rooi is, dan kan jy sien hy het 'n chemical opgestoot, om die diere te verskrik, maar nie vir die mens. Die mens kan hom nog altyd gebruik, maar hy verskrik net die diere, dis hoekom hy 'n chemical opstoot. Die noem ons 'n vierslaanbos. Of 'n kraalbos. Die mense het altyd destyds voorraad draad gewees, dat die mense hulle veekrale met die bosse gepak. Hulle sê sy wortel kan jy gebruik ook vir medisyne. Sy bas op die wortel. Dat is ook nou eintlik goed vir magkwale en vir pynbene en so. Pynbene, arms wat pyn, ligamente wat so pyn. Dan kan jy alles sê, dan kan jy sy wortel gebruik. Hy bas van die wortel. Laatjes die as jy vir hom ook so gekap het, jy laat sweet hom, jy maak hom droog. En jy drink hom, dan drink hy soos tee wat sy eie melk in het. Hy maak so, hy lyk soos melktee. As jy hom met kookwater maak. Dan hy drink lekker die tee, hy liedjies tee. Hy is lekker soet. Jy kan naar die veld toe gaan, jou kos kry die veldtyd. Jy kan krye kry die veldtyd. Jy kan wild gaan jag. Maar moenie, asseblief, moenie dit uitroei nie.